Goed, so ek wil weer net eers met jou die skyfies deel. Dis van waar af ons gaan werk. Dit help vir my om van daar af te praat en om te weet wat moet ek vir jou alles sê. Ons het verlede week stil gestaan dink ek by aan die einde van vers 1 en ek het vir jou gesê dat ek maak maar sommer net so 'n bietjie vinnige opsommingkie net om so 'n bietjie ons gedagtes weer bymekaar te kry. Ek het vir jou gesê dis baie belangrik by tekste dat mense altyd moet vir jouself afvra wat is die doel van die teks? Wanneer is dit geskryf? Waar en vir wie is dit geskryf? En as ons dit weet, dan help dit ons geweldig baie om die teks te kan interpreteer en te kan verstaan. Ek het ook vir jou gesê 'n belangrike ding is dat mens moet onthou die Bybel is nie geskryf om net vir jou 'n klomp inligting te gee nie, maar dit is 'n preekbundel. Dit wil 'n boodskap vir jou oordra van die Here af. So en ons het laas ook gesê dat dit die beste wat ons van weet is dat Genesis 1 is geskryf in die ballingskap tydperk. Daar's 'n klomp redes hoekom dit so mense so dink. En dat dit in daardie tyd was toe mense verward was, hulle wêreld in mekaar gestort het en dit eintlik maar chaos vir hulle was en dat Genesis begin met hierdie skepingsverhaal met chaos en dat God by magte is om in hierdie chaos te kom orden en om lig te bring en om die chaosmagte wat altyd in hierdie lewe saam met ons is, om daardie chaosmagte te kom beperk, om hulle te begrens en om lewe uit hierdie chaos uit te laat kom. En dit gaan ons vanaand ook sien as ons na die res van Genesis kyk. So, dit net so vinnig oor wat ons verlede week gesê het, en dat baie belangrike ding is dat die chaos, die duisternis, is nie net weggeneem deur die Here nie, maar dit loop altyd saam met ons 'n parallelle pad. En as ons kom by die einde van hierdie verhaal, dan speel ook die opdrag wat die Here aan die mens gee, die verantwoordelikheid, speel dan ook 'n geweldige belangrike rol in terme van dit dat ons ook die verantwoordelikheid het om hierdie chaos te kan beheers, om dit te bestuur en om sinvol ook in hierdie wêreld en die aarde te kan leef. Nou, as ons by dag 2 kom, ek lees daar vir jou net eers dit. Wat ek nog gekyk, dit is daar by vers 6. God het gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaak en hy het die water wat onder die gewelf was geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het toe so gebeur en God het die gewelf hemel genoem. Dit was aand en dit was oggend en dit was 'n tweede dag. Nou, die baie belangrike ding wat ons eerste hier moet raak sien, is dat God maak iets om die chaos wat daar is tot orde te bring. So in iets van ons eie lewe is God ook baie keer besig om goed te kan maak, om goed te skep in ons lewe, waar daar voorheen nie iets was nie, kom doen die Here iets om in 'n mens se eie lewe iets daar te kom sit. Elkeen van ons sou ons eie getuienis, dink ek ook rondom dit kon hê. Die geweld wat hiervan gepraat word, ons moet nou net vinnig dink aan hoe mense daai tyd na die wêreld gekyk het. Ek gaan nou vir jou 'n prentjie wys hoe die mense oor die aarde daai tyd gedink het of oor die wêreld, die hele heelal. Maar ons moet nou onthou die mense het hier op die aarde gesit en op boontoe gekyk en al wat hulle gesien het is 'n blou koepel wat hier bokant hulle is. In daai koepel is daar liggies, sterretjies. In die aand is daar ook 'n maan wat daar in daai koepel sit en daar's ook 'n son wat iewerster opkom onder hierdie koepel en weer ondergaan. So die koepel, die ou vertalings, vorige vertalings het gepraat van 'n firmament. Ek het nog nooit in my lewe geweet
wat is 'n firmament nie, wat presies beteken die woord en waar kom die woord nou vandaan nie. Ek weet dit nog steeds eintlik nie. Maar wat ek wel weet is dat die mense 'n bietjie die konsep gehad het van 'n plaat. Iets wat die water kan daarbo hou en die water ook dan daar kan keer dat dit nie weer terugkom na die aarde nie. So die ding wat ons moet raak sien is dat God kom verwyder nie die chaos nie, maar hy beheer dit. Hy sit iets daar wat hierdie chaos gaan beheer. So jy kry nou die eerste ding van God het 'n woord gespreek, die chaos het gereageer op dit. Tweede ding is God maak iets wat hierdie chaos van mekaar skei. Hy bring iets tot stand om dit te skei. En dan sal jy nou as ons by dag 3 kom, gaan jy sien dat God stel grense aan die chaos. So God beheer die chaos vertikaal in die lug bo en onder, en in dag 3 gaan ons sien dat God beheer dit horisontaal. So kom ons dag 3 net lees en dan gaan ek so 'n bietjie meer daaroor praat. God het gesê laat die water wat onder die hemel is op een plek bymekaar kom sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê die land moet groen plante laat uitsprei, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. En dit het toe so gebeur. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is en dit was aand en dit was oggend. Nou die belangrike ding hier in dag 3 wat anders is dat God nie iets God maak nie grond nie. Daar word gesê God skei dit. So die volgende element wat bykom in hoe God iets doen en hoe God die chaos orden is dat hy nie net 'n woord sê en daar gebeur soos lig nie of hy maak iets nie, maar dat hy grense stel. En dat hy inderdaad die mense geglo dat die water kom nie oor die land nie. Partykeer dan is dit onstuimig en dan is dit springgety en soos ons nou die afgelope tyd ook bietjie beleef het, dan is daar storm, dan is daar hoër golwe, groter golwe, maar hulle gaan altyd weer terug. En die verstaan wat die mense gehad het, onthou nou, dit gedink die bose bly daar, nê? Chaos magte, die Levitiaan en die ouens bly daar. En God beperk hulle. En dit het vir mense 'n ongelooflike stuk sekuriteit en vrede gegee. Veral binne in die ballingskap ook. Hierdie mense wat hier in hierdie chaos sit, hulle is uitgelewer aan hierdie mense tussen wie hulle bly. Hulle weet nie wat gaan gebeur nie en so aan. En dan het hulle hierdie stuk vertroue. God bring 'n beperking en dat God grense stel vir chaos. So God beheer die chaos ook horisontaal. Ek het reeds vir jou gesê hy skei die grond en dat hy dit nie gemaak het nie, maar dat dit reeds daar was. En die chaos reageer en luister na God. Nou is die baie belangrike ding wat ons hier kry in die derde dag en dit is dat God plante maak. Maar hier word 'n baie interessante ding rondom die plante wat 'n mens raak sien. En dit is dat as jy dit lees, dan kom jy onmiddellik behoort jy die herhaling raak te sien van die feit dat daar saad was. Elkeen na sy aard, met elkeen met sy saad en vrugte en binne in die vrugte is die saad. En dat 'n saad eintlik in dag 3 'n geweldige belangrike rol speel. Nou, eerste ding wat ek net wil sê is oor die feit dat elkeen na sy soort gemaak is.
En dit wil doodgewoon vir ons maar net aandui. Jy sien dit by dag 5 wanneer die visse en die voëls ook gemaak is, so elkeen na sy aard, na sy soort en ook in dag 6 is elkeen na sy aard en sy soort die soogdiere gemaak. Nou elke keer is die bedoeling of die betekenis wat jy uit na vore kom wat 'n mens moet hoor en vir jouself toeëien is dat God 'n uniekheid en 'n diversiteit kom skep. En ek dink dit is baie belangrik as ek nou moet my indink, hier sit ek in ballingskap, hier tussen vreemde mense, ek het nog altyd tussen my eie mense gebly, min kontak gehad met ander mense. Ons het almal saam, die totale Juda en Benjamin, voordat hulle weggevoer is, het almal saam vir Jahwe aanbid. En skielik is jy hier in 'n situasie waar hier 'n klomp ander mense met 'n ander kultuur en selfs met 'n klomp afgode waar tussen jy nou tussen ander mense sit. En in hierdie tyd kom die Here en hy kom praat uit hierdie teks, hy kom praat hy oor mense se uniekheid. Diversiteit van mense wat daar is. Nou ek kan my indink dat die oomblik as 'n mens iets van hierdie uniekheid, die diversiteit lees, dat as jy daar na omstandighede sit en jy hoor hierdie teks en jy verstaan wat die Here besig is om te sê, dat dit vir 'n mens onmiddellik 'n stuk vrede moet bring. Vrede in die sin daarvan dat 'n mens moet vrede maak dat ook tussen mense, want jy sien tog later in die verhaal byvoorbeeld met die toring van Babel waar mense hulle eie taal gehad het. Jy lees dit reg deur die hele Genesis 1 tot 11. Ons sal veral in Genesis 4 sien 'n mens dit ook waar elkeen sy eie werk gehad het. Dan kom jy by die ding dat ook in terme van mense is daar 'n uniekheid, is daar 'n diversiteit in God se totale skepping. En dit bring vir 'n mens twee goed na vore. Die een ding is dat jy vrede maak met ander mense. Dat jy vrede maak ook daarmee dat jy's nie die enigste een wat uniek is nie. Jy's nie die prototipe in hierdie wêreld nie. Ons elkeen dink mos dit. Ek is die prototipe in die wêreld. Mense moet soos ek dink, soos my kultuur wees en so aan en so aan. As ander mense maar net so kan wees soos ek is. Maar hierdie hele herhaling van diversiteit wil vir ons dadelik kom sê, maak vrede met die feit dat daar ander mense in hierdie wêreld is. Ander mense net soos jy. Met 'n ander kultuur, met 'n ander manier, met 'n ander wyse van lewe en 'n doen van dinge. Maar dit wil terselfdertyd, en ek glo dit is wat dit in die ballingskap vir hierdie ouens ook sou gesê het, dit wil terselfdertyd vir my en jou kom sê, maar jy hoef nie jou eie uniekheid en jou eie diversiteit in hierdie wêreld te verloor nie, net omdat daar 'n ander diversiteit in hierdie wêreld is nie. En miskien is dit wat hulle gehoor het in ballingskap. Dat Israel nog steeds iemand soos Daniël, dat iemand nog steeds met hulle eie uniekheid, hulle eie menswees, wie hulle is met hulle eie geloof, nog steeds dit kan wees binne 'n wêreld van diversiteit. So, daar's hierdie twee goed dink ek wat Genesis vir ons wil help mee. Met hierdie hele ding van elkeen na sy soort. Nie net die plante nie, maar die diere en op die einde sien ons selfs as op gepraat word van man en vrou, ons sal 'n bietjie later daaroor praat, as hulle geskep is, dat God 'n diversiteit skep en 'n uniekheid skep. Eintlik wil die teks vir jou kom sê jy het jou eie uniekheid in jou wat deur God daar gesit is en dat jy jou eie uniekheid sal waardeer. En jy hoef nie jou uniekheid te midde van diversiteit te verloor nie.
'n volgende belangrike ding as ek nou net so 'n bietjie by oor die saad kan praat, die klem wat by die plante gesit is op saad en vrugte. Die kern van as jy nou 'n landbouer is en jy werk met saad, want dis die mense wat hierdie teks gelees het met vrugte en met saad gewerk, nê? Hulle het baie naby aan die aarde gelewe. So jy het geweet binne in die saad lê daar die potensiaal vir lewe. En as die teks sê dat God het die saad gegee, dan beteken dit die vermoë vir lewe op hierdie aarde om voort te kan gaan. Ons sien dit later as die Here ook uh die soogdiere en die mense seën en sê maar hulle kan voortplant, ook met die visse en die voëls. Dat hulle kan vermeerder, dat 'n mens ten diepste moet weet vir my as gelowige dat lewe kom uit God uit. En dat God en dat God die lewe in hierdie wêreld laat voortgaan en die lewe toestemming gee om aan te gaan. Maar dat dit ten diepste bly die uniekheid van lewe dat dit uit die hand van God kom. Dat selfs in die saad wat iets voortbring, wat 'n nuwe gewas voortbring. Uit daai saad is die lewe wat God in dit gesit het. Ek dink wat baie belangrik is die feit dat ons het baie keer 'n geweldige passie oor mense se lewe. Ons probeer mense se lewens red, ons probeer mense aan die lewe hou so lank as ons kan. Ons hou mense so lank as wat ons kan op masjiene baie keer. Baie keer is mense al breindood of hulle word ook maar net deur die masjiene aan die gang gehou, maar ons hou baie keer krampagtig vas aan lewe. En dan dink ons dat ons het 'n groot waardering vir lewe in hierdie wêreld. Baie keer is dit wat ons maar 'n waardering vir lewe het, is maar baie selfsugtig in die sin van lewe is belangrik solank dit nou iemand is wat ek ken. Solank dit iemand is wat naby aan my is, dan is lewe belangrik. En ek dink 'n geweldige belangrike ding wat ons in Genesis 1 hier met hierdie saad wat die lewe bevat. God sit die lewe in hierdie saad. In die vrugte sit God hierdie lewe. Dat ons iets moet raak sien daarvan oor die kosbaarheid van lewe in die totale skepping en nie net mense wat na aan my is nie. Ek dink mense oor hierdie ding baie lank kom praat. Hier oor die lewe wat hier in die saad vasgevang is, wat God daar gesit het en ook uit die ander verhale uit Genesis. As ons bietjie verder lees, gaan ons dit ook raak lees. Maar dat ons moderne mense, dink ek, miskien begin ons jeug van vandag, ek sien dit by hulle, ek sien 'n groter bewustheid by jong mense rondom dit. Maar mense van my ouderdom voel dit baie keer vir my of ons iets verloor het van 'n waardering van die kosbaarheid van alle lewe op hierdie aarde. En daarom is die hele saak daarvan om ook met 'n passie, met sorg ook na hierdie aarde te kyk, dit wat na die natuur te kyk en so aan. Maar ons maak baie keer hierdie onderskeid en ons gaan dit ook sien in Genesis 2. Ek spring nou 'n bietjie ver vooruit, maar in Genesis 2 sien ons ook dat ons is nie los van die skepping nie. Ons kom uit die skepping uit. Ons is deel van die skepping. Ons staan langs die skepping. Trouwens, ons staan in die skepping, maar ek dink nie ons is net in die skepping nie. Ons is deel van die skepping. En ons as mense hou daarvan om ons los van die skepping te sien. Ons het iets verloor. Ons het iets verloor van om jou hande in die grond te druk.
Ons het iets verloor van om in kontak te kom met lewe om ons, meer as net ook mense om ons. Ek dink baie keer aan is eintlik 'n geweldige ding om daaraan te dink. Dat elke keer as ek en jy eet, elke keer as ons kos voorberei, is daar iets in hierdie heelal, iets in hierdie wêreld waarin ons woon wat hulle lewe prys gee ter wille van my. Al is dit groente, al is dit vrugte wat ek eet, daai groente, vrugte gee iets van hulle lewe prys sodat ek kan lewe, sodat ek weer lewe kan hê. En veral later as mens sien oor vleis, dan is dit ook iets wat sy lewe gee, dier wat sy lewe gee, sodat ek kan eet. So ek dink ek wil regtig vir jou aanmoedig dat jy weer 'n keer baie diep sal dink oor die kosbaarheid van dit wat om ons is, die lewe wat om ons is, die lewe wat ook in plante is, die lewe wat in diere is, die lewe wat in die mense is, dat ons weer 'n herwaardering ook daarvoor sal ontwikkel en daarvoor sal hê. En dat ons nie ons bordkos net as vanselfsprekend aanvaar nie, maar dat ons ook sal weet iets het hulle lewe prys gegee sodat ek kan lewe. Die skepping is nie net daar vir my om te verbruik nie. Ek is integraal daarvan deel van die skepping. So, ek dink dit is 'n bietjie wat ek klem op hierdie saad en die vrugte wil vir ons iets oor lewe sê en dat God is verantwoordelik vir die voortgaan van lewe en dat lewe ten diepste uit die hand van God kom. Al is dit lewe wat in 'n saad weer later na vore kom en later in die grond opkom. Dit bly iets wat uit die hand van die Here kom. Dit wil ook vir ons ietsie sê van God lewer die oes, nê? Ons afhanklikheid van God. Boere ken dit baie goed. Ons wat in die stede bly en nie so van die landbou afhanklik is altyd nie. Partykeer mis ons iets van hierdie afhanklikheid van God en dat God die oes lewer en dat alle kos, alles van my kom maar uit die hand van die Here uit. Goed, dan is ons by wat ek net vandag bietjie vir jou wys, hoe het die mense daai tyd gedink? Ek dink dis belangrik om dit nou vir jou te wys, hoe die mense daai tyd gedink het oor die wêreld waarin hulle geleef het. Die eerste ding is dat hulle geglo het die aarde is plat, die aarde is 'n plat skyf. Daar is tekste wat dit sê in die Bybel. Wat baie pertinent praat dat die aarde plat is. So die mense het mos nie teleskope gehad nie. Hulle het eers baie later berekeninge op grond van die sterre en al hierdie goed gedoen om agter te kom dat die aarde rond is en die eerste keer toe ouens dit begin sê dat die aarde om die son draai en die son nie om die aarde nie, toe was hierdie mense letterlik uit die kerk uitgejaag, hulle was geëkskommuniseer omdat hulle sulke goed sou sê. Maar dit is tog die waarheid en dit is hoe dit is, dat die aarde nie plat is nie, maar rond is. Alhoewel daar is vandag nog mense, groot beweging, nog vandag wat sê, dit is sommer net 'n conspiracy storie, en dat die aarde eintlik nog steeds plat is. Hoe dit ook al sê, die mense daai tyd het die wêreld so gelyk. Die aarde was 'n plat skyf, aan die kante van die aarde, weerskante, was daar water gewees. Dis die see, dit is waar God die water en die aarde, die grond van mekaar geskei het, en dan was daar natuurlik die grond wat ons dan bewerk, wat dan hier bo op daai plat skyf lê. En dan het die bose daar in die water, die diep see gebly, en die aarde het op pilare gestaan, lees mense op 'n hele paar plekke ook in die Bybel, en die doderyk was daar onder gewees. As jy dood gegaan het, het jy na die doderyk toe gegaan. Jy sal
in van die psalms byvoorbeeld lees dat daar staan dat Here moet my nie laat sterwe nie, want hoe kan ek die Here loof en prys in die doderyk? So die doderyk was gesien as 'n plek waar God nie is nie, en dit is waar mense wat doodgaan dan soontoe gaan. Hulle het nie in daardie stadium in die Ou Testament tot baie laat in die Ou Testament het mense nie begrip gehad of idee gehad van 'n hel en 'n hemel nie. Daar was doodgewoon die doderyk waarheen mense gegaan het. En dan was daar die waters onder die aarde. So daar was waters gewees. Nou as jy nou vra waarop staan daai waters? Wel, hulle het nie daarvoor antwoorde gehad nie. Hulle het ook nie daaroor gedink nie. Hulle het net gesê onder die aarde is ook waters onder die aarde en die aarde wat dan op die pilare staan. En dan het hulle dus nou daai plaat, daai firmament wat die Here dan nou geskep het op die tweede dag, en dit het sluise ingehaat. En dit was beskou as die eerste hemel. So bokant daai plaat was die reën en die haal en die sneeu, was alles daar in kamers gewees, en dan het die Here die sluise oopgemaak en die water het uitgeval of die sneeu het uitgeval, soos wat die Here besluit het, het hy die sluise oop en toegemaak. En dan was daar die tweede hemel gewees, wat dan bokant dit was, dit het die tweede en die derde hemel van mekaar geskei, en het ek vir jou gesê, die reën was daar, en dan was daar die derde hemel gewees, en die derde hemel was waar God gebly het, en waar God se troon was. En dan was daar natuurlik die mense wat hier op die aarde gebly. Dit is die beeld, jy sien dit in die Bybel hoe dit beskryf word, jy sien dit in buitebybelse geskrifte, sien jy dat dit is hoe mense oor die kosmos gedink het, en iewers hier onder hierdie plaat was daar dan die son en die maan en die sterre gewees, wat dan hier onder hierdie plaat beweeg het. Goed, ons is by dag 4. Dag 4 is 'n baie interessante dag. Ek gaan dit saam met jou lees, dag 4, daarvan vers 14 af. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye en vir dae en jare. Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde. Dit het so gebeur. God het die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag en ook die sterre. God het hulle aan die hemelgewelf geplaas om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en die nag en om skeiding te maak tussen die lig en donker. God het gesien dat dit goed is. Dit was aand en dit was oggend, die 4de dag. Nou dag 4 is seker van al die dae, behalwe dalk die 6de dag, is dag 4 die dag wat baie teks aangespandeer word. Daar word baie daaroor gesê. Nou, wat baie belangrik is vir ons om raak te sien, kom ek net eers dit sê, die son en die maan het 3 funksies. Hulle skei die dag en nag van mekaar. Hulle is ook tekens van die tye, so jy kan sien wanneer is dit somer en herfs, en jy kan die tye daaruit aflei, en hulle funksie is dan ook om lig te gee, lig in die dag en ook dan lig in die nag. Maar die antieke mense het aan hemelliggame, en dit is nou die ouens wat daar in Babel in hulle godediens en so aan, het hulle aan die hemelliggame magiese krag gegee. Daar was selfs volkere wat gesê die son en die maan en die sterre is gode. Hulle is gode wat invloed op jou uitoefen, hulle het magiese krag op jou. Julle sal onthou, nê, in een van die psalms waar daar gesê word dat die Here sal jou bewaar en jou beskerm.
En die son sal jou bedags steek nie en die maan snags ook nie. So die vraag is altyd hoe steek die maan jou in die nag? Wat kan die maan dan aan jou doen in die nag? Nou, die rede vir daai tipe gebed was omdat mense geglo het dat hierdie hemelliggame het magiese kragte gehad wat 'n invloed in jou lewe uitoefen en sommige ouens het self dit as gode gesien. En nou is dit baie interessant om te sien as jy nou dag 4 lees dat hier word gepraat van ligte. Daar's 'n Hebreëse woord vir son en daar's 'n Hebreëse woord vir maan en daar's 'n Hebreëse woord vir sterre. Maar nie een van daai Hebreëse woorde word hier gebruik nie. Hier word gepraat van twee groot ligte om te heers oor die dag en om te heers oor die nag. So wat die Here hier doen of wat die teks vir die ouens in Babel kom help is om hierdie magiese kragte van hierdie ligte weg te neem. Dit vat die gode status wat hierdie goed gehad het weg. Want onthou die mense het geglo in die valsmagte wat lewe bedreig. Ons lees dit in Romeine van die magte en die kragte wat daar oorster is. En die Here kom vat hierdie kragte wat toegeken is aan hierdie hemelliggame. En hy vat hulle name weg en hy kom sê hulle is net ligte. Dis al wat hulle is. Hulle is deur die Here daar gesit. Hulle is in diens van God. Hulle skei dag en nag. Die Here het ritmes daar gestel. 'n Ritme van seisoene wat daar is. Wat die mense ook moet vrede maak met ritmes wat in jou eie lewe is, en ritmes wat in hierdie totale wêreld is, nê, wat 'n mens mee moet vrede maak. En hulle funksie is ook om lig te gee, een in die dag en een in die nag sodat 'n mens kan sien. Dis al wat die Here aan hulle toeken. Ek kan my indink hoe die mense daar in ballingskap, hoe kindertjies by die huis kom en sê Papa, my maatjie vertel, die maan gaan ons vandag iets aandoen of die son gaan ons môre ietsie doen. Hulle het magte op ons en kragte op ons en die sterre wat daar is, het kragte op ons. En dat die pappa dan gaan sit en vir sy kind sê, kom ek vertel vir jou. Dan begin hy hierdie verhaal te vertel, dan kom hy by dag 4. En dan sê hy eintlik vir sy kind, hy sê, ag my seun, hierdie magiese kragte wat hulle so toeken aan hierdie ligte hierbo, dis aan die son en die maan, is maar net ligte. Dis al wat dit is. So, dis 'n ongelooflike kragtige boodskap wat aan die persone in die Bybelse tyd wat daar in ballingskap is. Dis 'n ongelooflike kragtige boodskap wat die Here kom deurgee vir hulle. En ek dink ook vir ons vandag, nê, ons het allerhande magiese goed wat ons toeken ook in hierdie wêreld. Ek het al baie na Christene geluister en dan dink ek dis eintlik baie sleg dat baie Christene eintlik aan baie toordery glo. En dat ons aan baie magte en kragte aan dinge toeken. God is nie 'n God van toordery nie. En God ontneem hierdie kragte en magte van goed. En hy kom sê vir ons dis skepping. Dis doodgewoon wat dit is. Goed, dag 5. Net kyk hoe laat is ons tyd. Ons kan nog so eentjie aangaan. Dag 5 is vers 20. God het gesê, laat die water wemel met lewende wesens en laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep en al die lewende wesens wat rondbeweeg, waarvan die water wemel en alle vleiende voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê,
Wees vrugbaar, word meer en vul die water in die see en laat die voëls meer word op die land. Dit was aand en dit was oggend die 5de dag. Nou, die belangrike ding is hier weer eens dat as die Here visse en voëls maak, weer eens dieselfde verskeidenheid, dieselfde uniekheid wat die Here daar kom sit wat ons al oor gepraat het. Dit is 'n herhaalde tema, dis 'n groot tema in Genesis 1 dat die Here uh baie sterk vir die ouens daar in die ballingskap wil kom sê, moenie julle uniekheid verloor te midde van verskeidenheid nie. Elkeen het sy plek. Elkeen het sy plek in hierdie wêreld en ek dink dit is belangrik daarom dat ons ook wanneer ons met mense te doen het, met mekaar te doen het, dat ons vir mekaar ook die ruimte sal gee dat elkeen ook ons eie plek, ons eie uniekheid in hierdie wêreld het. Ek wens baie keer so, ons kan regtig net by 'n punt kom waar ons in plaas van om in stryd met mekaar te wees en in kompetisie met mekaar te wees, dat ons eintlik net mekaar se totale uniekheid kan waardeer. Want in elke mens is daar iets anders van hierdie skepping binne in daardie mens. En wanneer daai persoon sterwe, ek wil self sê wanneer daai dier sterwe, ek wil self sê wanneer daai sneeuvlokkie sterwe, nê, en weet ons ook dat elke sneeuvlokkie anders is daar 'n uniekheid wat verlore gaan, wat nooit weer daar sal wees nie. Ons moet dit vier, ons moet die uniekheid waardeer. God het hulle geseën en God het hulle gesê om te vermeerder. Nou, die kommentare sê hoofsaaklik dat as daar bedoel word God seën hulle, dan is die bedoeling eintlik dis 'n toestemming dat God vir hulle gee om te vermeerder. God skep. God bring tot stand. God laat hierdie lewe na vore kom, nê? En soms so tussen hakies, dis nog een van die goed wat ek nou die dag luister na 'n video wat wetenskaplik is nog glad nie naaste by 'n antwoord het, 'n oplossing het. En dis oor die konsep van lewe nie. Wanneer begin 'n ding lewe? Hoe kry ons 'n ding om te leef? Maar in elk geval dat die hele ding van God bring lewe na vore. God skep die lewe en dan kom sê God en hy doen dit met die voëls en die visse. Hy doen dit met die saad en hy doen dit ook met die soogdiere en met die mens. Wil kry jy dieselfde toestemming elke keer. En dit is dat God sê, maar julle kan voortgaan. Ek gee vir julle die toestemming om voort te gaan, om nuwe lewe na vore te bring, soos ek dit gedoen het, kan julle aangaan daarmee. Dis in daai sin wat 'n mens hierdie sinnetjie moet verstaan, dat God seën hulle en hy gee vir hulle eintlik die toestemming om self ook in 'n sekere sin nuwe skeppers van lewe te kan wees en iets lewend na vore te kan bring uit 'n mens self uit. God gee die vermoë om self te vermeerder, ons het daaroor gepraat en God wil ook dat lewe voortgaan, hè. Dis wat God in hierdie wêreld wil insit, dat die lewe self kan aangaan. Dan dag 6. Ek is daar by vers 24. God het gesê laat die lewende wesens laat die land lewende wesens voortbring. Weereens, die land bring dit voort. Dis 'n interessante manier ook om dit te sê dat weereens dat 'n mens iets van die verskeidenheid van God se manier van tot stand bring. Partykeer maak hy iets, partykeer is daar woord en dan is daar iets. Partykeer skei hy die goed en partykeer gee hy die opdrag, soos ook aan die grond, gee hy ook die opdrag aan die land hier dat dit lewende wesens moet voortbring. So die lewende wesens kom vanuit die grond uit, kom dit na vore en word dit geproduseer. Elkeen volgens sy aard.
en dit het so gebeur. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens sy aard, die makdiere volgens hulle aard en al die diere wat op die grond kruip volgens elkeen se aard. En God het gesien dat dit goed is. Belangrike ding weer is dat God het 'n ruimte geskep, die dop geskep van hierdie wêreld en God vul dit met plante en met diere en met lewe wat God daarin sit. God orden die chaos en as God die chaos georden het, die chaos begrens het, dan kom die lewe na vore vanuit hierdie chaos uit. Is eintlik 'n storie van die opstanding, nê, dat in Jesus se dood, deur sy dood, sou 'n mens kon sê deur die gaas van Jesus se dood, kom daar die opstanding, die nuwe lewe. Dis wat jy ook hier reeds in Genesis iets daarvan raak lees van God wat lewe na vore bring uit die chaos uit. Dan kom ons by vers 26. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die aarde is, en al die bome waarin daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien, en vir al die diere van die aarde, vir al die voëls van die hemel, alles wat rondbeweeg op die aarde, waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. Ons sommer oor 'n hele gedeeltetjie saam praat. Die eerste ding wat 'n mens moet raak sien is as hierso staan, laat ons mense maak na ons beeld. Hoekom die laat ons mense maak? En dit is baie belangrik dat 'n mens moet raak sien dat God het dit besluit. Die mens moet so 'n bietjie maar sy plek leer ken binne in God se skepping. Geliefdes, ons is regtig hier omdat God so besluit het. Ons is regtig hier omdat God gedink het dit is wat hy wil doen. Dis nie ons grandheid of een of ander iets van ons dat ons hier is en bestaan nie. Ons is hier vanuit God uit. God wat dit besluit het, nee, dis daardie hele gedagte van laat ons mense maak. Laat ons mense maak. Nou, ons het al mense baie besig gehou en daar's verskillende teorieë daaroor. Ek gee vir jou 2 teorieë wat redelik in die teologie aanvaar word. En ek gee al 2 vir jou. Ek weet nie of mense een van die 2 moet kies nie, want ons weet nie eintlik regtig wat word hier bedoel nie. 'n Mens sou seker kom praat oor die drie-eenheid, maar ons hier in die Ou Testament, in daai tyd was die drie-eenheid nog nie aan mense bekend nie. So die een teorie sê dat dit is 'n koninklike meervoud. Jy praat byvoorbeeld ook vandag as jy praat van die koning of die koningin, toe sy nog geleef het, dan het jy party mense in 'n meervoud gepraat van die koningin, die meervoud gebruik. So party sê dat dit 'n koninklike meervoud is om te dui aan God se koningskap. Daar's ook 'n ander teorie wat sê, en miskien is dit vir party mense dalk nie lekker om te hoor nie, of ontstellend dalk, maar moenie laat dit jou ontstel nie. Ek sê dit maar net vir jou dat jy weet as jy dit iewers raak lees. En dit is dat die woord Elohim wat ons gebruik vir God, Elohim wat heeltyd hier in Genesis 1 gebruik word,
In Genesis 2 word daar gepraat van Jahwe Elohim, die verbondsgod se naam wat bykom. Maar in Genesis 1 word daar net as daar van God gepraat word, van Elohim gepraat. Nou die feit is dat Elohim is 'n meervoud Hebreëus vorm. Die enkelvoud is El. Jy sal al gehoor het dat mense praat ook van die God El. So die enkelvoud van die woord God is El en die meervoud van die woord van God is Elohim. En dit was waarskynlik omdat mense vroeër baie vroeg ons moet ook nou mos onthou God het homself op verskillende fases en maniere bekend gemaak. So aanvanklik was daar die gedagte dat daar soveel godendom. Jy kry dit byvoorbeeld in Job van die raadskamer van God dat daar meer as een hemelwese daar teenwoordig was, goddelike wese teenwoordig was. Later kry jy die ontwikkeling dat mense tot die besef gekom het maar daar is net een God wat jy dan in Deuteronomium byvoorbeeld kry dat die Here ons God is een en maar dat daar ook nog ander gode was. Daar's God en ander gode wat in mekaar teen mekaar veg en so aan. En dan later kry jy die ontwikkeling dat daar is geen ander God nie en dat God die enigste God is. So dit sou kon wees dat hierdie meervoudsvorm Elohim ook daarop dui dat mense aan 'n meervoudige tipe godsbeeld gehad het. Dit is nou vir my moeilik om dit te verduidelik en dit is vir ons moeilik om dit te verstaan. Maar onthou nou ons die mense wat hierdie teks gelees het, leef in 'n totaal ander wêreld as waarin ons vandag leef. So kry ons dat God hom ook geopenbaar het in Jesus Christus later, nê, wat ons ook nie eers geweet het nie, wat eers later in die geskiedenis na vore gekom het. So dis maar net ter wille van interessantheid van hoekom die woord ons daar gebruik word. Dan na sy beeld, die mens word geskep en daar word van die mens gesê anders as van die diere en die res van die skepping dat die mens word na die beeld van God geskep. Nou hier is twee goed wat hier ter sprake is na sy beeld. Die een ding is dat die woord wat die Hebreëse woord wat gebruik word na sy beeld sê iets van 'n verhouding wat daar tussen ons en God kan plaasvind. Met ander woorde, ons is op so 'n manier gemaak dat ons iets van God kan ken. Dat daar iets van 'n verhouding tussen ons en God kan wees. Op 'n manier is daar hierdie gebeure tussen ons en God wat anders is as in die res van die skepping. Maar die tweede kant van dit is dat ons ook natuurlik dan iets reflekteer van God. Wat vir ons ook om sê dat ons waarde het. Nou geliefdes, ek wil vanaand ek wil dit nou sê want ek so bang ons tyd loop verby en ek het nie gesê nie, maar ek dink dit is ons geweldige boodskap ook vir die mense in ballingskap. Buiten al 'n klomp goed wat hulle al gehoor het, is die geweldige dinge wat die Here vir hulle ook om sê, is dat hulle wat daar sit te midde van hierdie chaos wat hulle bedreig, die duisternis wat hulle bedreig, hierdie vreemde wêreld, hierdie vreemde land. Te midde van dit alles dra hulle iets van God se waarde, hulle reflekteer iets van God. En ons is baie keer geneig as mense om Genesis 1 te vergeet. Ons hou vas aan Genesis 3 en Genesis 4 waar die mens begin het om sonde te doen, weggedryf het van God af. En dan het ons 'n baie slegte beeld wat ons aan mekaar het oor die mens. En ons vergeet dat alle mense, dat die mens ten diepste iets van God se beeld dra en reflekteer.
Na alles. Ons het dit nie verloor nie. God het dit nie weggeneem nie. God het nie iets van sy beeld weggeneem toe die mens van hom weggedraai het nie. Ons sien dit nêrens nie. Dat nou is die mens skielik nie meer na die beeld van God nie. Nou is die mens na die beeld van een of ander iets anderster. Word nêrens vir ons weggeneem nie. En ons moet dit altyd onthou met elke liewe mens. Elkeen in wie se oë jy kyk, maak nie saak wie hulle is nie. Elkeen in wie se oë jy kyk om te onthou hier in hierdie wese, hoe sleg of korrup of goed of mooi of lelik of wat ook al hierdie wese ook al mag wees. Maar binne in hierdie wese is daar 'n kern, is daar iets in daardie wese wat ontsettende waarde het omdat ook daardie persoon die beeld van God dra. Dis dalk 'n verduisterde beeld, dis dalk 'n donker beeld, hoe dit ook al sy. Maar dit bly iets van die beeld van die Here wat daar in iemand kom sit. En dan as 'n mens nou dink ook aan Jesus se koms, dat Jesus kom herstel. Jesus wil ons weer terugbring hiernatoe. Jesus wil weer dat hierdie beeld wat dalk verduister is, wat dalk bedek is, wat 'n rede nie altyd sigbaar is nie, dat Jesus se koms juis dit wil oopmaak. Juis weer 'n keer dit wie ons ten diepste is, wat God in ons kom sit het, wat God van ons kom maak het, dat ons weer dit sal ontdek, dat ons weer dit sal leer ken, want ons het iets van verloor. So onthou altyd te midde van wat ook al dat ons baie besondere waarde in ons dra. En natuurlik die kern van menswees, dis hier by die skepping, by die heel begin van die skepping, die kern van menswees wil vir jou kom sê, is iets van hierdie verhouding met God wat in ons kom leef. Die mens is God se verteenwoordiger, met ander woorde die mens kom tree op namens God. Iemand het so mooi gesê, die woord inkarnasie beteken om God sigbaar te maak, om iets van God bekend te maak, dat God teenwoordig is, né? Jy kry dit byvoorbeeld dat mense praat van Jesus is die inkarnasie van God. Dit het vir God kom wys. En dat mense kom sê die kerk van Christus, wat dan as die liggaam van Christus gesien word, is die derde inkarnasie van God, dat ons word sy liggaam genoem, ons vertoon hom, ons wys iets van hom in hierdie wêreld. Iets van sy beeld moet in die kerk sigbaar wees. Maar iets van die eerste inkarnasie in hierdie wêreld is toe God iets van homself in die mens kom skep het. Toe God iets van homself in die skepping kom sit het. In Romeine 1 kry dit baie duidelik dat Paulus sê, ons kan ook in die skepping vir God leer ken en iets van hom weet. En ek persoonlik dink ons maak heeltemal te min daarvan. Ons maak te min daarvan om vir God in die skepping te sien, te ontdek, te leer. Wat vertel die skepping ons van God? As 'n mens nou hier in ons omgewing in die Weskus en Namakoland hierdie tyd van die jaar ry, dan kan ek nie dink dat 'n mens anders kan raak sien wanneer jy kyk na hierdie onsaglike verskeidenheid van blommetjies. Partykeer sien jy net die wit of net die oranje. Maar as 'n mens moeite doen om uit jou motor te klim en net te stap in daai veld en dan sien jy tussen hierdie magtom blommetjies is daar klein blommetjies. Sommer hier net om die draai hier by Jacobsbaai, Paternoster. As jy net 'n bietjie daar gaan stap in die veld, dan sien jy hierdie ontsaglike verskeidenheid. En wat vertel dit ons wanneer ons daarna kyk? God van diversiteit. Ek sê altyd as ek so mooi hier na hierdie blomme kyk, dan dink ek altyd aan God is 'n God wat hou van kleur. Want hy het dit so mooi geverf, né? Dit lyk baie keer soos 'n skildery as jy hier opry 'n bietjie noorde toe. Dan lyk dit baie plekke, daai valleie en daai uitgestrekte vlaktes lyk soos 'n skildery met hierdie blomme wat die Here daar kom verf het.
Miskien moet ons meer leer om op te let. Wat sê God vanuit sy skepping uit? Geliefdes, ek gaan daar stop vanaand. Ek gaan volgende week net so 'n bietjie verder aangaan met die laaste gedeeltetjie en dan gaan ons spring na hoofstuk 2 toe. So, ek dink wat belangrik is vanaand, ons het 'n klomp goed gehoor uit die teks uit, maar as mense enkele goed kan saamvat en dink ek wat die ouens in Babel te gehoor het, is uniekheid te midde van diversiteit, ook jy, jou eie kosbaarheid en die geweldige kosbaarheid van lewe wat ons moet koester. Maar nie net die lewe van geliefdes naby jou nie, maar dat ons 'n sin sal ontwikkel, 'n waarde sal ontwikkel vir lewe in sy totaliteit, in dit wat God geskep het. Ek hoop jy het 'n verskriklike lekker week en ek hoop jy gaan weer sommer 'n bietjie lekker weer Genesis 1 lees en weer 'n bietjie dink aan alles wat ons vanaand met mekaar gedeel het. En dan sien ek vir jou volgende week. Dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi aand vir jou en ek hoop jy slaap lekker vanaand.